ons graag vir u aanbied. My naam is Stefanie en ons bied die skrifporsies met plesier in Afrikaans aan. Hierdie skrifporsie is nommer 13 en die Hebreëse naam daarvoor is Shemot. Dit is eintlik die begin van die boek Eksodus. Soos ons gesê het, is die skrifporsie se naam Shemot, wat name of names in Engels beteken, en dit word vir u opgestel deur Olyfdag Bedieninge en aangebied deur Tehillah Studiesentrum. Shemot is die eerste gedeelte van Eksodus, soos ons dit ken. Die skrifporsie nommer 13. Ons lees uit die eerste 5 boeke. Eksodus 1, vers 1 tot 6, vers 1. In die profete en die geskrifte lees ons, in Hebreëus noem hulle dit Haftarah, Jesaja 27, vers 6 tot 28, vers 13, en Jeremia 1, vers 1 tot 2, vers 3. In die goeie nuus lees ons, in Hebreëus noem hulle dit die Brit Gadashah, goeie nuus. Lees ons uit Handelinge 7 tot 8. Kom ons word eers stil voor ons Skepper, vir die Skepper van hemel en aarde, voordat ons begin. Vader, wees met ons wanneer ons die woord oopmaak. Lei en leer ons deur u Gees in die waarheid. Help ons om elke woord in u skrif in te neem, te herkou en ons eie te maak. Amen. Geliefdes, gordel vas, hierdie is 'n lywige studie, maar meeste geskiedenis en wonderlike geskiedenis. Ons lees uit Eksodus 1 vers 1. Jammer vir daai struikel. Net soos Moses in sy woorde gestruikel het, struikel ons soms in ons woorde. In Hebreëus word die tweede boek van die Torah, of die eerste 5 boeke, moenie skrik vir die woord Torah nie. Torah is die eerste 5 boeke wat Moses deur ons Hemelse Vader se inspirasie geskryf het. Wat Jahwe aan Moses gegee het. Dit word die Shemot genoem, maar die werklike betekenis van die woord Shemot stam af van die woord Shem, wat naam beteken. Julle sou dalk al gehoor het dat hulle praat van Hashem, die Jode, wanneer hulle van die Here praat. The name. So, Shemot is die meervoud van naam, dis name. In Engels vanuit die Grieks beteken die woord Exodus, of uittog. Die eerste vers van Eksodus begin wel met die name van die 11 broers van Josef, wat in Egipte land agtergebrei het, na sy afsterwe. Eksodus 1 vers 6. En Josef het gesterwe en al sy broers het daardie hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword, en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle. Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op, wat niks van Josef geweet het nie. Ek lees hierdie uit die ou Afrikaanse vertaling. Die het aan sy volk gesê, kyk, die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog geraak het, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Daar is toe opsigters van die dwangarbeid oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Ramses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig. En hulle het uitgebrei, sodat hulle
Hulle, dis nou die Egiptenare, bang geword het vir die kinders van Israel. Vers 13. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien. Vers 14. En hulle lewe verbitter, deur swaar werk met klein bakstene en deur allerlei werk in die landerye, al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. Onthou dat Farao ook net 'n titel van die vors van Egipte was. Volgens sekere navorsings was die Farao van Moses se tyd Ramses II. Jy kan die foto's op die volgende skyfie sien. Net ook ter inligting, volgens my navorsing het die Israeliete nie die piramides gebou nie. Die piramides is ook nie in die area van daardie twee stede wat in die woord genoem word nie. Jy kan dit gerus op die webwerwe gaan opsoek. Hier is die afbeeldings van Ramses II en Amenhotep II. Dis die twee moontlike faraos, volgens oorleweringe en geskrifte, wat daardie tyd in beheer van Egipte was. Eksodus 1 vers 15. En die koning van Egipte het met die Hebreëse vroedvroue, die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua, gespreek en gesê: As julle die Hebreëse vroue by 'n geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As dit 'n seun is, maak hom dood. Maar as dit 'n dogter is, laat haar lewe. Maar die vroedvroue het God gevrees en nie doen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. Net ter tussenwerpsel, vroeër het die koning vir almal gesê: verdrink die seentjies in die Nyl. Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep, vers 18, en hy sê vir hulle: waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? Vers 19. En die vroedvroue sê vir Farao: die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys en die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. Eksodus 2 vers 1. En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van bissies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk. En sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. Hierdie suster weet ons nou is Miriam, né? Ook om wat ons kan onthou is Moses en sy broer Aaron en Miriam kom uit die stam van Levi. Ons ken die res van die geskiedenis maar net te goed. Ek gaan vir u net enkele verse uit die volgende hoofstukke aanhaal. Eksodus 2 vers 5. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal. En toe die seentjie groot geword het, nou weet ons hy bly in die paleis, want sy het hom aangeneem. Bring sy hom na Farao, nee, hy het nie in die paleis gebly nie. Hy het eers Farao se dogter iemand gesoek om die ou seentjie op te pas, want sy kon hom nie oppas nie. Sy kon hom nie paleis toe vat nie, maar sy het lief geword vir hom, toe sy die oomblik kom sien. En Miriam, sy sussie, het nader gekom en sê sy sal iemand kry om hom vir haar groot te maak. Eksodus 2 vers 10. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword, en sy het hom Moses genoem, en gesê, ek het hom mos uit die water getrek. Die Hebreëus is Moshe, né?
En in die dae toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid aangesien. En hy het gesien hoe 'n Egiptiese man 'n Hebreëse man, een uit sy broers, slaan. En toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land Midian gaan woon. En hy het by 'n put gesit. En die priester van Midian het 7 dogters gehad. Die het gekom om te put en die drinkbakke vol te maak om hulle vader se kleinvee te laat drink. Nog enkele verse, Eksodus 2 vers 23. En ons weet toe nou het Moses met Jethro se dogter getrou. Hy was 'n priester, maar nie 'n Levitiese priester nie. So hy was 'n gelowige man. En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe. En die kinders van Israel het gesug en geweeklag vanweë die slawerny. En hulle geroep om hulp oor hulle slawerny, het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor. En God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. Eksodus 3 vers 1. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. Daar is skrifkommentators wat meen, omdat dit met 'n hoofletter geskryf word, die engel van die Here, engel van Jahwe, dit was Jesus homself, Yeshua. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur. Maar die doringbos word nie verteer nie. En nou, kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Dis Vader wat nou met Mossie praat. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte. Ons ken Moses se besware, en hoe Vader vir hom gesê het, om dit te hanteer, hy het mos gesê, ek kan nie goed praat nie. En Vader het gesê, ek sal vir jou iemand gee, om namens jou te praat. Gaan lees asseblief die res, dit is 'n baie, baie lang stuk, en ons sal die hele oggend praat, as ons hieroor moet praat, maar omdat ons die geskiedenis ken, gaan ons vorentoe. Eksodus 3 vers 18. En hulle sal na jou luister. Dis nou die kinders van Israel, né? Dan moet jy met die oudstes van Israel na die koning van Egipte gaan, en julle moet vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, Jahwe Elohim, het ons ontmoet. Laat ons dan nou tog 3 dagreise ver die woestyn intrek, en aan die Here, onse God, Jahwe Elohim, offer. Maar ek weet dat die koning van Egipte julle nie sal laat gaan nie, ook nie deur 'n sterke hand nie. En ek sal my hand uitstrek, en Egipte met al my wonders tuister, en wat ek daarin sal doen, en daarna sal hy julle laat trek. Eksodus 5 vers 23. Want vandat ek na Farao gegaan het, om in u naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel, en u het die volk glad nie verlos nie. Maar Moses skerm nou by Vader. Daarop het die Here Moses geantwoord, nou sal jy sien wat ek Farao sal aandoen, want deur 'n sterke hand sal hy julle laat trek. Ja, deur 'n sterke hand gedwing, sal hy julle uit sy land uitdrywe. Nog enkele verse aangehaal uit the Scriptures, is 'n kosbare vertaling wat Vader se ware naam herstel het. In Eksodus 6 vers 1. And Yahweh said to Moshe, now see what I do to Pharaoh, for with a strong hand he is going to let them go, and with a strong hand he is going to drive them out of his land. And Elohim spoke to Moshe and said to him, I am Yahweh. Yod-Heh-Vav-Heh is Hebrews,
Julle gaan nog baie van Jod, Hy, Waf, Hy hoor, dis die 4 klinkers, wat God se heilige naam spel. Ek het dit daar vir u in Hebreëus getik. Ek sien my rekenaar het dit omgegooi. Die Jod moet reg staan. Ja, maar daaroor. Ek het vandag maar net weer geleer hoe Vader altyd sorg vir sy kinders. Ek hoop u het ook uit hierdie stuk geleer. Ek het nie nodig om verder in Exodus te lees nie, maar dit is vir my kosbaar en ons gaan volgende week verder hiervan leer. Exodus 2 vers 1 het hy gesê, ek is Jahwe. Vers 3, ek het aan Abraham, aan Itzak en aan Jakob, ja, dit is hoe die Hebreërs, die Jode dit uitspreek, as El Shaddai verskyn. Daar is sy wonderlike naam, El Shaddai, dit beteken die magtige God, wat meer as genoeg is. En was ek nie met my naam, Jahwe, aan hulle bekend nie? Ek het ook my verbond met hulle vasgestel, om aan hulle die land Kenan te gee, die land waarin hulle as besoekers gebly het. En ek het ook die gesig van die seuns van Israel, wat deur die Mitzramiete, dis die Egiptenare, in slawerny gehou word, gehoor, en ek het my verbond onthou. En as ek YHWH tik, dit is die akroniem van Jahwe. Sê daarom vir die seuns van Israel, ek is Jahwe, en ek sal julle onder die las van die Mitzramiete, die Egiptenare uitbring, en julle red uit die slaverny, hulle slaverny, en ek sal julle loskoop, deur 'n uitgestrekte arm en deur groot oordeele. Jy kan ook in Handelinge 13 vers 17 gaan lees daaroor. Ons moes net tot by vers 1 lees, maar hierdie was my so kosbaar. Ek het aangehaal uit die waarheid tot die lewe vertaling. Ek sal u nog daaroor vertel, dis 'n wonderlike Afrikaanse vertaling, wat God se ware naam herstel. Uit die profete en geskrifte, die Haftara, in Hebreëus, lees ons graag uit Jesaja 27 vers 6. In die dae wat kom, sal Jakob wortels skiet. Israel sal bloei en uitbot, sodat hulle die wêreld vol vrugte sal maak. Ek lees nie die res van die hoofstuk nie, as u dit self asseblief sal gaan lees. Maar hierdie is so 'n wonderlike profesie, wat ons vandag in vervulling sien in Israel. Hulle vrugteproduksie is tussen die hoogste per wêreld. Daar sien u een van hulle granaatbome. Wel, ek het nog nooit so 'n granaatboom iewers anders gesien as in Israel nie. In Jeremia 1, op die volgende skyfie, lees ons waar Abba ook met Jeremia praat en roep, en ook treffend dat sy verskoning dieselfde as Moses se verskoning was. Wat is jou verskoning as Abba met jou praat en jou roep? In ons goeie nuusporsie, ek sien ek het daardie skyfie uitgelaat, gaan lees asseblief Jeremia 1. In ons goeie nuusporsie sien ons Stefanus, wat net voordat hulle hom stenig vir sy veroordelaars 'n geskiedenisles gee. Ek haal graag weer aan uit die Scriptures vertaling. Act 7 verse 30. And after 40 years were completed, a messenger of Yahweh appeared to him in a flame of fire in a bush. Daai 40 jaar was Moses in banneling uit sy volk. Hy het in Midian gebly by sy skoonvader en skape en bokke opgepas. And Yahweh appeared to him in a flame of fire in a bush. Exodus 3 vers 2. In the wilderness of Mount Sinai. Dan Act 7 verse
31st, and Moshe, seeing it, marveled at the sight, and coming near to look, the voice of Yahweh came to him, saying, I am the Elohim of your fathers, the Elohim of Abraham, and Elohim of Yitzchak, and the Elohim of Jacob. And Moshe trembled, and did not have the courage to look. But Yahweh said to him, take your sandals off your feet, for the place where you stand is set apart ground. Dit is wat Stefanus vir die mense vertel het. Hy het hulle herinner aan hulle geskiedenis. Gaan lees die hele gedeelte gerus. Geliefdes, wat het Abba vandag vir u uit sy woord geleer? Skryf jou eie notas hierso neer, of op jou eie, in jou eie joernaal. Kom ons bid saam. Wonderlike Hemelse Vader, hierdie was 'n lang porsie, maar ons wil vir u sê dankie vir u woord, vir u liefde, vir u voorsiening en u genade. Help ons in ons ongeloof en help ons in ons daaglikse stryd om u op u woord van beloftes te vat, dat u vir ons sal sorg. Ons roep ja en amen op u roepstem. Kom versterk ons vandag, soos wat ons op u wag. Help ons om nie verskonings uit te dink nie. Help ons om te bly glo dat u sal sorg. Dankie Abba, ons Messias, en ook vir die versterking en troos van die Heilige Gees, die ewige Ruach HaKodesh. Amen. Shalom, tot volgende week. Geliefdes, ons wil julle graag uitnooi om ons webwerf te besoek. Daar is wonderlike inligting en studiestukke, dokumente wat jy kan aflaai. En deel asseblief, subscribe, like en share ons YouTube kanaal. Ons is ook op Facebook en ons het 'n wonderlike WhatsApp groep en Telegram groep waar ons saam bid en saam skrifstudie doen. Geliefdes, en dan stel ons bekend, is ons baie lekker om ons woordkoop weer bekend te stel. Vir 2025, ons begin op 3 Februarie. En in Engels noem ons dit our Scripture School. Ons gaan elke weeksaand 'n klas aanbied, 'n sessie aanbied. Saamgesels om die woord, saam kuier om die woord. Op die eerste dag, die Sondae-aande, gaan Dr. Yvonne Berg vir ons die geheime van antieke Bybelse olies behandel. Dit gaan oor die 5 belangrike olies wat sy die Bybelse apteek in ons huis noem. Op maandeaande het ons weer ons gereelde Bybelse Hebreëse klas. Skryf gerus in. Dan Dinsdae gaan Dr. Yvonne Yeshua, wie is hy, aanbied. Met haar wonderlike ondervinding het sy agtergekom, so min mense weet regtig wie is Yeshua. Hulle het nie verhouding met Yeshua nie. En dit help nie ons is gered, maar ons groei nie in die heiligmaking, in die pad van waarheid nie. Dan Woensdae-aande gaan ons die eindtydstudies bestudeer. Eskatologie, die reeks is in Engels opgestel. En ek sien baie uit dat ons daar die reeks begin. Woensdae-aande, Donderdae-aande
is daar 'n splinternuwe kursus deur Dr. Yvonne, Hoop, Healing en Herstel, Hope, Healing and Restoration. So baie mense is stikkend, so baie van ons het nog eienaars wat ons diep ver weggeberg het. En ons as die Hila Studie Sentrum en Olyftak bedieninge staan vir hoop, heling en herstel. Ons sien uit daarna, kontak ons, daar is die 2 nommers, kan net die pausknopie druk en die nommer gou afskryf, of Dr. Yvonne of my nommer, sodat u kan inskryf. Daar is ook 'n link wat ek in die volgende skyfie sal plaas, sodat u net op die link kan klik. En ek sal dit in die onderkant van die video ook plaas. Dan kan u sommer aanlyn inskryf vir een van hierdie wonderlike kursusse. Dan sal u ook op ons webwerf sien daar's baie kursusse wat beskikbaar is. Hierdie is net die gratis woordskoolkursusse, waarvoor ons gaan vra dat u ons met 'n donasie sal seën om ons bediening op die lug te hou en ons te ondersteun. So, gaan kyk gerus en ons sien uit om in Februarie saam met u almal om die woord te kuier. Geliefdes, dan sê ons shalom tot volgende week en onthou, klik net op daardie link en dan kan jy inskryf en deel word van ons weeklikse woordskool. Ons sien uit om u daar te sien.